is werklik goed. Hy bring deurbrake, hy bring genesing, hy is teenwoordig. Nou, donderdag aand het ons 'n boodskap gedeel, die hemelvaart boodskap. En deel van die belofte van hemelvaart is, Jesus moes gaan, sodat hy oral kon wees. Julle sal onthou die van julle wat hier was. Jesus moes gegaan het, sodat hy sy Heilige Gees kon stuur, sodat hy nie meer op een fisiese plek moes wees nie, maar oral kan wees. En vandag gaan ek aan met 'n gedeelte in Hebreërs, wat ek sê, welkom in sy teenwoordigheid. En as gevolg van Jesus wat opgevaar het, het hy sy Gees uitgestort oor die hele aarde, en daarom kan ons sê, welkom in sy teenwoordigheid. Nee, right, maar daar is 'n catch. En ek gaan vandag oor hierdie catch praat. Wys tog vir my hierdie foto. Wat sien julle as julle na hierdie foto kyk? Julle kan nie sien nie, want julle sit te ver. Wat sien julle? Ja, nou lees julle, maar nee, hier is 'n muur op hierdie foto. Nou die beste wat ek kan dink is seker maar die Berlynse muur wat nog stuk staan en wat die fotograaf geneem het om net te wys hoe daar skeiding is tussen een area en 'n ander area. En vir baie lank was die Berlynse muur 'n groot skeiding en baie mense se lewens is vernietig. Maar ek het 'n ander storie wat ek met julle wil deel vandag rondom skeiding. So 'n klompie jare terug, ek weet nie, so 7 jaar, ek kan nie onthou hoe lank terug nie. Een maandagoggend in Hartbeespoort sit ek in die kantoor en hier stap so groot ou en ek is lank. En hy stap by ons kantoor en hy sê vir my, mag ons julle auditorium vandag boek? En ons kyk vir mekaar en ons sê, ja, gewoonlik as jy die auditorium boek, dan moet jy daarom so 'n bietjie vooruit, jy weet, jy kan nie net instap en sê nie, dit moet reggemaak word. En ons sê vir wat? Hy sê nee, dit maak nie saak vir wat nie, mag ons julle auditorium boek, ons gaan nou betaal. En ons kyk so vir mekaar en ons sê ja, R6.500. Hy sê raai gee vir my 'n bankbesonderhede immediate payment. En hy sê vir my, met wie kan ek praat? Ek sê nee, praat maar met my. Hy sê kom stap saam met my. Toe ons, dis 'n dubbelverdieping, die kantore is bo, toe ons onderkom, begin hier spesmagte by die hek inry. En dan weet ek by myself, wat gaan nou hier aan? En hy sê vir my nee, Cyril Ramaphosa het 'n meeting en ons wil 'n secure venue hê en ons moet dit op nommer 99 doen en hierdie is die venue. Ek sê, okay, so die president van die republiek gaan vandag hier wees. Dit was nie 'n halfuur nie en die hele weermag en polisie van Suid-Afrika is amper daar. Daar stop waterkanonne so hoog soos die gebou en ouens met groot gewere. Ewe skielik is daar 'n metal detector. Ons almal moet deur die metal detector gaan. Ons is binnekant die gebou, maar ons moet uit die gebou uitkom deur die metal detector. Die ouens met die spieeltjies is daar om te kyk of ons bomme onder ons karre het. Die honde kom ryk aan ons. Dis erg. En op 'n stadium staan ek by die deur en hulle het hulle podiumpie klaar reg, hulle het hulle field hospital in een van die kamers. Dis rof. Ek het nie geweet dit is so erg nie. Mense sien dit op die flieks, as die Secret Service so agter die president aanry en voor hom aanry. En dit lyk amper so. En op 'n stadium staan ek by die deur en hier kom hy ingestap. Die president van hierdie republiek kom ingestap. Maar hy het soos 30 ouens om hom en ek sal nie eens my hand kan uittrek om aan hom te vat nie. Daar's skeiding tussen my en hom, want hy's belangrik. En hy het al die ouens wat hom blok, en toe hy so loop, hy bietjie snaaks, hy loop so, ja, hy wil na die toilet toe gaan, daar gaan hulle eers toilet toe, en dan kom die eventueel uit, en een van die ouens met die swart jasse of suits kom na my toe, hy sê, ek dink ons is klaar hier, so jy kan maar gaan. Hy kyk my net so aan, hy sê dankie, ek gaan nou die deure toemaak. En daar is skeiding tussen my en die president. Die president is die man vir die mense, is hy nie.
Hy is veronderstel om my te represent en die beste vir my te hê. Maar daar is skeiding tussen my en die president, soos wat daar skeiding is hierso. Ek kan nie aan hom gaan vat nie, ek kan nie eers vir hom hallo sê nie. En toe ek later in my kantoor kom, sit twee van daai mense met die suits, een hierdie kant, een daai kant, as ek opstaan en hou hulle oë so op my, net om seker te maak, ek gaan nie iets doen aan die president nie. Daar is skeiding. Nou ons sing die liedjie, We Speak Jesus, en ons sing die liedjie van ons is in sy teenwoordigheid, maar dit was nie altyd so nie. Onder die ou verbond, en dis waaroor die boek van Hebreërs dit so mooi vir ons uitbeeld, was daar 'n tyd van skeiding gewees tussen ons en God. Onder die ou verbond was die teenwoordigheid van God amper so. Hy stap hier voor my verby, maar ek kan nie aan hom raak nie, want daar was 'n skeiding gewees, daar was 'n muur, daar was 'n afskorting gewees. Die tempels het verskillende areas gehad, waar net sekere mense kon ingaan. Die heilige, die allerheiligste. Ek, as Jan Alleman, sou destyds nie in die allerheiligste kon ingegaan het nie. Ek sou nie in die huis van God in sy teenwoordigheid, waar hy gebly het, kon ingegaan het nie. Daar was skeiding. Gordyne, wat mense van God geskei het, net sekeres, net priesters, kon sekere plekke betree. Hulle kon nie eers oral ingegaan het nie. Party van hulle kon net tot by die altaar, party kon in die heilige ingegaan en dan was daar die hoëpriester, wat selfs net een keer 'n jaar in die teenwoordigheid van die Vader kon ingaan. En hier is die hartseer, dat ons lewe partykeer vandag nog so. 'n muur wat ons skei, 'n klomp vir ouens in swart baadjies wat ons skei van die Vader. Nie iets wat hulle wil doen nie, maar die keuses en die manier wat ons lewe. Ons probleem is nie dat ons Jesus verwerp nie. Dink nie een van ons hier sal sê ons glo nie in Jesus nie. Nie een van ons wat hierso is vandag sal sê Jesus is nie belangrik nie. Ons almal het een of ander dingie in ons hart wat sê Jesus is belangrik, maar daar is subtiele vervangings in ons lewe wat Jesus vervang met iets anderste, en elke slag as ons daar iets anderste doen, dan leef ons 'n bietjie verder van Jesus af, 'n bietjie verder van Jesus af, nie omdat ons wil nie, nie omdat ons dit bedoel nie, maar ons doen dit. Ons lewe soos die nasie van ouds, met skeiding tussen ons en hulle. Nou die skrywer van Hebreërs spreek dit aan, so dit was daai tyd al 'n ding gewees, so ek kan nou hieroor preek vandag, omdat dit daai tyd 'n ding was, en nou ook 'n ding was. Maar dink net 'n bietjie, gou-gou, aan 'n paar goeters, vermaak. Ons is nou besig gewees die laaste paar weke, so vandag gaan ons nou deur ry sterk nie kort toe, want die nuutste fliek wys daar aan PE, ons kan maar kerk skiep. Kerk is vandag nie belangrik nie. Sport is belangrik. As die Bokke speel, teen wie ook al, of as daar 'n groot toernooi is, dan is sport ewe skielik belangriker as Jesus. Ons sê dit nie, ons dink dit nie, maar die leefstyl getuig dit. My werk, die kinderse aktiwiteite, my sosiale lewe, ons braai op 'n Saterdag aand, so as ek die hele bottel brandewyn drink om daai liquid courage te kry, kan ek nie môre kerk toe gaan nie, want ek het 'n hangover. My sosiale lewe is belangriker. En die skrywer van Hebreërs sê dit. En nou wat ek doen is, ek echo net sy woorde met 'n moderne baadjie. My gemak is belangriker as om Jesus te volg. Ek sê dit nie, ek voel dit nie, maar ek doen dit. En aksies spreek partykeer harder as wat ons doen.
my eie selfgesentreerdheid. Nie omdat ons Jesus haat nie, maar omdat hy stadig minder sentraal raak. Ons vier Donderdag Hemelvaart. Pinkster is belangrik. Die kruisiging van Jesus is belangrik, Paasnaweek. Hemelvaart is ook belangrik. Die wêreld het Hemelvaart vergeet. Die wêreld het glad nie meer 'n fokus op Hemelvaart nie. Ons maak sulke klein momente daarvan, maar ons sit dit nie as prioriteit nie. Want die wêreld het belangriker geraak, sonder dat ons dit agterkom. Maar dan wanneer skuld toeslaan in my lewe, die skaamte opkom, teleurstelling kom en geloof swaar raak, dan is ons natuurlike reaksie nie om nader te kom nie, maar om verder weg te bly. Hoeveel mense praat ek en dan sê hulle vir my, Philip, ons is 4 maande laas by die kerk, so ek kan nie kerk toe kom nie, want wat gaan die mense van my dink? Nou is ek heel skielik skaam, en ek is seer, omdat ek het gekies om weg te bly, en nou sê Jesus, kom, asseblief, kom sit, jy het nodig om hier te wees, maar nie, ek sal my eerder wegbly, want skuld, skaamte, seer, teleurstelling, blok my van Jesus Christus af. Dis nie hy wat ver is nie, dis ek wat kies om nie ver te wees nie. Dan kom ons op 'n plek waar daar 'n muur is wat ons blok. Nie as gevolg van Jesus nie. Hy het opgevaar. Sy Heilige Gees is oral. Hy's God, alomteenwoordig en hy's God in my. Maar ek lewe asof daar 'n muur is tussen my en hom as gevolg van my keuses. Nou hoor wat sê die skrywer van Hebreërs vir ons, en ek lees vir ons hoofstuk 10 vers 19 tot 25, en hierdie is so mooi, hierdie openingsstelling wat hy sê, hy sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Broeders, kom ons gaan in die huis van die Here in, met alle vrymoedigheid, want hy het alles vir ons gedoen, wat ons nodig het, om in sy teenwoordigheid te wees. Kom ons gaan met vrymoedigheid in, dan gaan hy aan, en ons, 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy het dit beloof het, is getrou, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Hier kom die skrywer en hy sê, ons is veronderstel om met vrymoedigheid in die huis van God in te gaan, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, ons hoëpriester, wat alles gedoen het, sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees, en dan gaan hy aan en hy sê, moenie kerk mis nie, want dit is belangrik om kerk by te woon, want dit is waar die familie van God by mekaar kom, mekaar vermaan, vir mekaar omgee, vir mekaar bid, vir mekaar lief is. Soos wat julle die dag sien naderkom. Ek is nie 'n ou wat oor die eindtye preek nie, want ek glo ons moet elke dag lewe asof dit die laaste dag is, maar die eindtye kom nader. Die dag van Jesus se terugkeer, soos hierdie Jesus gegaan het, soos hy 2 manne in wit klere met hemelvaart gesê het, so gaan hy terugkeer. Daai dag kom nader, en ons is veronderstel om so te lewe. Nou hy sê 'n paar goeters hierso. Die eerste ding wat die skrywer vir ons sê is, die huis staan oop. Sy deure staan oop.
Wanneer ons na die huis van die Here toe stap, is daar nie 'n deur wat toestaan en 'n klokkie wat ek moet druk en vra, mag ek inkom nie? Nee, die deur staan oop. Maar baie Christene leef asof die deur nog toe is, deur skuldgevoelens, skaamte, seer, vrees, en die groot ek is nie goed genoeg nie. Nou vandag is hier dalk een ding wat tot jou spreek, twee dinge wat tot jou spreek, miskien niks nie. Ek wil hê, jy moet dit deel van jou lewe maak. Die realiteit is, die deur staan oop. Die waarheid is dat God se teenwoordigheid nie meer afgesper is nie. Ek kan nou aan God vat. Ek kon nie aan Cyril gevat het nie, maar ek kan aan God vat. Ek kan verhouding hê met hom. Daar is nie meer afstand nie. Daar is geen muur of geen skeiding nie. Jesus sê, kom in met alle vrymoedigheid. Wees opgewonde om in my huis te wees. Wees opgewonde om in my teenwoordigheid te wees en om verhouding met my te hê. Die vraag is, hoe lank terug was ons werklik opgewonde om kerk toe te gaan, eerder as om sport te kyk? Ons sal vir weke sê, die Bokke speel. Ons sal alles in plek kry, om 'n kaartjie te koop ten duurste, om ons lemoene te dokter, as ons dit nog doen, om allerlei dinge te doen, om te reël hoeveel vriende gaan saam, loftes toe. En ons is opgewonde daaroor, die week voor die tyd praat ons daaroor. Hoeveel van ons is werklik nog opgewonde om in die teenwoordigheid van God in te gaan? En dan vra ek die vraag, is dit nie ons wat kies om buite te bly nie? Hy gaan aan en hy sê, die bloed van Jesus Christus het die weg vir ons oopgemaak. En hierdie is die evangelie, die werklike goeie nuus. Die toegang tot die huis het 'n prys gekos. Want God is 'n regverdige God. Ons weet, hy verwag 'n offer. Hy verwag die perfekte offer. 'n Prys wat ek en jy nooit sal kan betaal nie. God is in die huis. Toegang was nie verniet nie, maar dit is wel ten volle betaal deur die bloed van Jesus Christus. Jesus, ons hoëpriester, het alles vir ons gedoen, wat ons nie self kon gedoen het nie, om dit vir ons moontlik te maak, om in die huis in te kan gaan, waar God is. Ons hoef nie te werk daarvoor nie, ons hoef nie te perform daarvoor nie. God sê, kom in. Die ou verbond en die ou manier roep uit herhaaldelike offers. As jy in my teenwoordigheid kom, moet jy betaal daarvoor. As jy 'n dokter wil gaan sien, moet jy betaal. As jy 'n sielkundige wil sien, moet jy betaal. As jy in 'n belangrike persoon se omgewing wil wees, kos dit jou geld. Maar die belangrikste persoon, die God van hemel en aarde sê, ek het eens en vir altyd daarvoor betaal. Jy hoef nooit weer te betaal om in my teenwoordigheid in te kom nie. Jesus het eens en vir altyd deur sy bloed gesorg, dat ons volle toegang het tot die Vader. Jy kom nie in deur prestasie nie. Jy hoef nie te worry of ek 4 maande laas in die kerk was nie. Jy hoef nie te worry of ek 6 maande laas die Bybel opgetel het om te lees nie. Jy hoef nie te worry of ek die laaste jaar nie gebid het nie. Dit maak nie saak nie. Jesus het daarvoor betaal. God se hart is, kom net in, kom wees net by my. Jy kom in deur die genade van Jesus Christus, nie deur jou prestasie nie. So as jy hierso sit vandag en jy het 'n stukkie van performance nog oor, ek moet, kruisig dit vandag, sit dit een kant. Maar wanneer dit kom by die bloed wat die weg gemaak het, maak ek die stelling, nog steeds is dit ons wat kies om baie keer nog buite te bly. Is dit nie?
Die volgende ding wat die skrywer sê is, in die huis van die Vader verander mense. Die oomblik, wanneer ons in God se teenwoordigheid instap, kan ons nie anderste as om te verander nie. Is dit nie so nie? Daar was 'n oomblik in my lewe, wat ek vir die eerste keer Jesus Christus beleef het, wat ek die eerste keer sy volheid en sy teenwoordigheid, sy liefde en sy genade en alles wat daarmee saamgaan beleef het. En toe ek dit beleef het, het my lewe vir altyd verander. 'n Harde hart verander in 'n opregte hart. Twyfel verander in volle geloofsversekerheid. Voordat ek Jesus Christus ontmoet het, het ek nagmerries gehad in die aande. Wat gaan van my word? Wat gaan gebeur as die wêreld op 'n einde kom? Wat gaan gebeur as my familie gaan? Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? Ek was bang, ek het gehuil, ek het nagmerries gekry. Maar toe ek Jesus Christus ontmoet het, het daai twyfel en daai vrees verander in geloofsversekerheid. Ek weet wanneer my tyd hier op aarde klaar is, gaan ek na Jesus Christus toe en ek gaan saam met hom wees en alles gaan perfek wees daar. Ek weet terwyl ek hier op aarde is, het ek 'n koning, 'n hoëpriester wat sorg vir my en uitkyk vir my. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ons harte word gereinig en ons liggaam word gewas wanneer ons in die huis ingaan. Ek maak hierdie stelling: jy kan nie naby heilige vuur kom en koud bly nie. Was daar heilige vuur vandag in die kerk gewees? Ja, maar dit is ons wat kies om buite te bly. Is dit nie? Dis ons wat kies om te sê, ek gaan net tot hier, ek gaan nie verder nie. En wanneer ons sê, ek bly hier, dan mis jy die heilige vuur wat jou lewe vir altyd kon verander. Ek het nog 2 dinge wat die skrywer sê, en dan sluit ek af. Die huis van God en sy teenwoordigheid bou hoop. Ek het dit klaar gesê, wanneer ons verswak sy getrouheid nooit nie. Wanneer ek in die huis, in die teenwoordigheid van God sit, wanneer ek in sy huis is, dan mag ek dalk voel ek is swak, maar sy getrouheid is nie. En sy getrouheid, sy genade, sy teenwoordigheid bou my, en hy stig my, en hy sê net vir my die hele tyd, dit is oké, hou vas, ek is getrou. Maar wanneer ongeluk kom, is dit ons wat kies om buite te bly en nie vas te hou nie. Hardloop na die wêreld toe, hardloop na die dingetjies toe, wat goed beloof, maar Christus is die antwoord. En dan die laaste ding, wat hy sê in hierdie stuk is, die huis is vol familie. Jy en ek kan nie funksioneer sonder familie nie. En as ons praat van familie, praat ons nie van die gesinsstruktuur nie, ons praat van God se manier hierso. Jy kan nie funksioneer sonder familie nie. God se huis is 'n plek van gemeenskap. Dis hoekom ek elke Sondag vra, kom ons gaan drink net 'n koppie koffie daar agter en kuier net 'n bietjie saam en deel net lewe. Dis 'n plek van gemeenskap. Dis 'n plek waar ons harte met mekaar se harte connect en waar God se wil en sy hart uitdrukking kry. Die Christelike lewe was nooit bedoel om alleen geleef te word nie. Maar ons sit by die huise, ons het ons lewenslus verloor. Ons maak die stelling, kerk is nie vir my nie, want ek beleef nie God nie. Dis jy wat kies om nie God te beleef nie. Sy teenwoordigheid is op die hele aarde. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is alomteenwoordig. Hy is God in ons. As ons kies om in te gaan. Die skrywer sê hierso, kerkbywoning is nie bloot 'n plig nie. Dis 'n opdrag wat hy gee. So as jy ooit wil wonder, waar sê die Bybel ek moet kerk toe gaan? Hierso.
Moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. Dis nie net 'n plig nie, dis 'n geestelike versterking. Jy kan hoe sleg voel die oggend, maar as jy hier instap en jy stap hier in met 'n oop hart reg om te ontvang, gaan die Here iets in jou hart doen, hy gaan iets in jou lewe doen en jy gaan hier uitstap getransformeer. Want dit is God se plan, dit is God se doel dat jy hier moet wees. Jy is nie in God se huis ingenooi om alleenig te sit nie. Ons moet hierdie saam doen. Sommige mense staan geestelik nog by die deur. Hulle dink ek is te stikkend, te sondig, te ver weg. Maar hier kom die skrywer en hy maak dit vas en hy sê die bloed van Jesus het die deur oopgemaak. Ek sluit af. God is in die huis. Die uitnodiging bly staan. Sal jy inkom in sy teenwoordigheid? Sal jy toelaat dat hy jou lewe vir altyd sal verander? Ek nooi julle uit, maak toe julle oë. Sak julle koppe, moenie rondkyk nie. Vra vir jouself, waar staan ek nog buitekant? Waar het ek gekies om nie in God se teenwoordigheid in te kom nie? Waar laat ek nie God se teenwoordigheid in my lewe toe nie? Dink 'n bietjie vir 'n paar oomblikke daaroor. Heilige Gees, ek vra dat U vandag gedagtes, harte en lewens sal aanraak en verander. Here, ons is nie vandag hier bloot net omdat dit 'n ritueel is nie. Ons is hier omdat ons in die huis is, familie is. Saam met U woord bespreek en die woord kan beleef. Die Heilige Gees kan beleef deur ons harte. Here, my gebed is vandag dat alle afstand, alle mure, alle skeidings nou gebreek sal word in die naam van Jesus Christus. Dat ons in die huis kan wees en saam met U kan leef, verhouding kan hê en saam met mekaar die pad kan stap, mekaar kan sterk maak, mekaar kan bedien met alle vrymoedigheid. En Jesus, dankie dat U bloed die prys betaal het, die afstand gekanselleer het. Here, dankie dat U opstanding gesê het, U is koning, en die mag oor die dood. En Here, dankie dat U hemelvaart vir ons gesê het, U het nou gegaan, sodat U die belofte kan stuur, sodat U nie oral net kan wees nie, maar nou ook in ons kan bly. Ons loof U, Here. Ons loof U vir daai waarheid. En dankie dat U alles gedoen het en ons niks hoef te doen nie, dat ons net eenvoudig kan wees. Help ons net om ons fokus te skuif van die dinge wat ons aandag aftrek, na die dinge wat werklik belangrik is, en dit is U, niemand anders te nie. Dis my gebed. Ek spreek dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.